SABC News presentation. Hallo en welkom by Fokus op hierdie Paas-Sondag. Ek is Lenet Francis. Daar word voortdurend bewusmaking gekweek oor die gevare van servikale kanker en later in die program hoor ons hoeveel lewens die tipe kanker jaarliks eis. En ons maak 'n draai by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees in Oudtshoorn en sien hoe die fees die lewens van 2 jongmans verander het. Maar eers besoedelende riviere is 'n landwyse probleem wat verskeie dorpe en stede se kosbare drinkwater besmet. Dit het ook 'n langtermyn invloed op bedreigde inheemse plant- en dierespesies in die betrokke streke. In Kaapstad is die stadsraad in 'n stryd gewikkel om die gebied se riviere skoon te hou, maar groeiende plakkerskampe en onbeheerde rommelstrooi bemoeilik hulle taak. Veral riviere langs die N2 snelweg is plek in 'n haglike toestand. Hier is Fokus se spesialisregisseur Dani Jeffers se verslag. Die stad Kaapstad kry sy kosbare drinkwater uit onbesoedelde bronne dieper die Kaapse binneland in. En die kwaliteit van die kraanwater wat Kaapenaars daagliks drink en gebruik, is veilig en van hoogstaande gehalte. Maar dieselfde kan egter nie van al die stadse riviere, wat soos lewensgewende are deur verskeie woonbuurte skronkel en belangrike ekosisteme in stand hou, gesê word nie. Vir honderde inwoners op veral die Kaapse vlakte en woonbuurte soos Khayelitsha is dit die ideale plek om vullis te stort. Fokus het die toestand van die Jakkalsvlei rivier wat vlak langs die N2 deurpad op die Kaapse vlakte vloei ondersoek. En skokkende tonele van grootskaalse rivier- en waterbesoedeling is duidelik sigbaar. Die stad Kaapstad gebruik verskeie werkspanne wat gedeeltes van die Jakkalsvlei rivier daagliks probeer skoonhou. En tonne rommel word jaarliks uit die rivier geskep. Maar dit blyk 'n verlore stryd te wees. Elke dag is eenvoudige herhaling van die vorige. Hope rommel wat eenvoudig stroom afvloei. En selfs dooie diere word gereeld in die rivier gegooi. Ja, ek sien snaaks so goed wat die afspoel daar. Soos wat? Soos mense, voële, diere. Simpa, Maar die water is baie vuil, né? baie vuil ja die water. Sal jy die water drink? Ek sal nie die water drink. Hoekom ek dit af sien nou wat kom af in die rivier? Hoewel die Jakkalsvlei rivier op die oog af klein en onbelangrik blyk te wees, vloei dit egter soos baie ander kleiner besoedelde riviere, stroompies en kanale in groter riviere, soos die Swart en Liesbeek riviere. En saam vorm dit 'n belangrike deel van die stad se groen erfenis. Die oorsprong van meeste van die rommel wat in die Jakkalsvlei rivier beland is plakkerskampe soos die Joe Slovo woonbuurt in Langa op die Kaapse vlakte. Hier staan plakkershutte letterlik op die walle van die Jakkalsvlei rivier, terwyl dosyne toilette wat steeds met die omstrede emmerstelsel werk, bydra tot die enorme besoedelingsprobleem. En inwoners is omgekrap. If you're living here, you have a lot of problem. Siek. Sick, yeah, and also a chest. Volgens die stad Kaapstad maak hulle egter vordering met 'n langtermynplan om die stad se probleemriviere soos die Jakkalsvlei rivier skoon te maak. Henry Du Plessis is die stad se stormwaterdirekteur en hy meen daar is hoop. In most areas, people begin to appreciate that rivers is part of the lifestyle, and they need to protect that. And so there's ongoing education with people living around the rivers to make them aware that their behavior and the disposal of waste has a direct impact on the quality of river going forward. And so what we have done in the city is, one, put money into education, but also money into the maintenance and cleaning of our rivers. For example, this year we're spending just river cleaning in the region of between 15 and 25 million rand across the city. Jeremy Westcott Taylor is 'n bekende kampvegter vir skoon riviere en die behoud van die land se kosbare drinkwater. Hy beamoen dat die stad vordering maak met sy plan om die stad se rivierbesoedeling te bekamp, maar is geensins beïndruk met die huidige waterkwaliteit en toestand van die Jakkalsvlei rivier nie. I'm not prepared to go into this water at all. If this water, if you really just have a look at it, you will see the condition of it. And that sludge
that you're seeing there, it is rated in the millions, 10, 15, 20, maybe a billion coliforms per cubic milliliter of water, which 1 teaspoon of which would kill you. So that's not a good picture that you're painting, Jeremy. It's quite frightening. I think that's very frightening. If I would challenge you to put your hand in this water behind you right now, would you do that? I'll do that, yes. I will do that. And you're positive that you won't get sick or pick up any health problems? No, I wouldn't be sick. En Fokus het die stad se pad- en stormwaterdirekteur prontuit gedaag om daad by die woord te voeg. Gotcha. Yeah. Yeah, more. Yeah, that's fine. Thanks. Okay. So hoe voel dit nou? Hoe ruik dit vir jou? Oh, it looks so fine. You see, but you can't determine the quality of the water in terms of the water qualityness just by touching it. You have to perform a laboratory test to look at the E. coli coliform levels. And what is the E. coli level the last time, Henry? Of this particular river, I can't say offhand. What I can do is I have the data in my car. I can perhaps have a look at that and look at the latest information. I can give you information on that time as such. Cool. You would certainly take your life into your hands if you walked in this water with bare feet or put your hands or swam in it, and it would most certainly kill you if you should drink this water. The quality of the water in most of our rivers is of a good quality. They're moving up, as I said, in terms of its quality. There are some rivers that are problematic, but we are addressing that. But those interventions can only take place over time. You must appreciate the city has a limited amount of resources, and so we identify the key areas that we need urgent intervention to address those areas as such. Groeiende plakkerskampe is een van die Wes-Kaap se moeilikste uitdagings en grootskaalse rommelstrooi en onwettige vullestortings gaan hand aan hand met die ewel wat die stad Kaapstad se belangrike riviere en watererfenis onder druk plaas. The guys that are doing the cleanup that you mentioned, they're doing a marvelous job. They really are. Fantastic job. However, one must look at cause and effect. They're only cleaning up what is the effect. What you have to go and sort out is what is causing it. If you don't cause people to dump their rubbish into a river, this river will not need cleaning up. Net hierna, servikale kanker eis jaarliks die lewens van honderde Suid-Afrikaanse vroue. Bly ingeskakel. Welkom terug. In Suid-Afrika sterf 1 uit 36 vroue jaarliks aan servikale kanker. Kenners meen die tipe kanker kan voorkom word as 'n vrou jaarliks intern ondersoek word. Daar is wel verskeie navorsing en medikasie beskikbaar wat servikale kanker kan voorkom, maar die Departement van Gesondheid sloer om die behandeling in sy immunisasieprogram in te sluit. Hier is fokusregisseur Jolien Phyllis en Malusi Ntanzi se verslag. Servikale kanker is algemeen onder Suid-Afrikaanse vroue. Daar word tans 1 uit elke 36 vroue in die land met die tipe kanker gediagnoseer. Vroue wat seks sonder 'n kondoom het, wat van 'n vroeë ouderdom seksueel aktief is en waar 'n vrou se immuniteitstelsel onderdruk word, loop 'n groot risiko om die siekte op te doen. Die menslike papilloomvirus word aan 70% van die gevalle verbind. Vandag weet ons, dit word veroorsaak deur 'n virus wat ongelooflik algemeen is, wat byna elke vrou in haar leeftyd iewers sal optel, maar om een of ander redes wat ons nie goed ken nie, by sekere vrouens is daar 'n vatbaarheid vir die ontwikkeling dan van kanker uit daardie virus uit. Dit gaan nou oor dat die virus binne in die selle ingaan en die selle dan verander
en hulle groeipatroon verander sodat hulle ontwikkel in 'n kankersel. Verlede jaar het meer as 3000 Suid-Afrikaanse vroue hul stryd teen die kanker verloor. Magdalene Sequin van die Kankervereniging van Suid-Afrika, KANSA, sê vroue in Sub-Sahara Afrika het die neiging om hulle nie gereeld te laat ondersoek nie en die simptome te ignoreer. If you have, abnormal bleeding or a heavy discharge that doesn't go away, if you have backache, a feeling of fullness in the pelvis, all those are symptoms that one should immediately go to a doctor. But then, on the other hand, from the age of 35 years, it is essential that a woman should have pap smears every 2 to 3 years. Maria Mulder, 'n 39-jarige ma van 2, is laat verlede jaar met servikale kanker gediagnoseer. Na haar baarmoeder verwyder is, het die dokters besluit om verder behandeling toe te pas weens nog tekens van kanker. Ek het met die behandeling begin. Die eerste week was goed. Die tweede week raak moeiliker, die derde raak nog moeiliker. Want is nie net radiasie waardeur jy gaan nie. Jy het byvoorbeeld 'n sessie van chemo, jy het 'n sessie van HDR. Dis 'n inwendige radiation wat hulle doen. Ja, jy moet siek word om gesond te word. Dit is die groot spreekwoord. Kenners meen hoe gouer 'n pasiënt behandel word, hoe skraler is die kans dat die kanker sal terugkom. Maar vrees en ontkenning speel 'n groot rol. Almal het hulle eie gesegdetjie omtrent dit, maar jy moet self die pad loop. Dit help nie jy leen jou ore uit nie. Ek was bang, ek het gehuil, ek was op 'n stadium positief en op 'n stadium was ek verskriklik negatief geweest. Maar ook dan hou jy dit vir jouself, want jy wil nie hê mense om jou en familie moet sien dat jy ook maar kan knak nie. Fokus het KANSA vergesel na die Vaal Universiteit in Vanderbijlpark, waar hulle studente en personeel aangemoedig het om vir 'n papsmeer te gaan. Die personeel moes verskillende mites rondom papsmere opklaar. That's your ID. I heard you guys earlier on were talking that when you do your pap smear, it cleans your womb. It doesn't clean your womb. What happens is the procedure, they just take a smear from your cervix, and then the smear goes to the lab, and then from the lab we will tell what's going on inside your womb. If it's found that I do have it, can I be cured from it, or like how does it work? Is it something that I'm going to be on treatment on to treat it? There's no cure for cancer, but then there's treatment. What happens is if you've got cervical cancer, depending on how severe it is or how aggressive it is, the treatment will then take from there. Most of the time, the treatments, we've got 3 treatments for cancer, which is surgery. They will go on, remove the cancer from your womb, from the cervix, or sometimes if it's very severe, they will probably remove the whole womb, which we call hysterectomy. Or they'll also, after that, they will get chemotherapy, which is one of the treatments, or radiation. Gardasil en Cervarix, wat as 'n voorkomingsmiddel dien vir servikale kanker, is tans beskikbaar in ons land, maar kan net met 'n voorskrif verkry word. Kenners meen die regering sloer om dit by sy immunisasieprogram in te sluit. We are in discussion with, amongst others, the WHO and the relevant stakeholders to look at the pricing for our setting. And the discussions are quite advanced. We're also looking at the most appropriate protocols for South Africa. There are some expect to propose 3 doses, there are others proposed 2. Is baie meer effektief as jy baie groot persentasie van die populasie kan vaksineer. Want dit beteken dat jy dan die infeksie uitroei. Want soos wat die mense immuniteit kry, kan die siekte nie meer oorgedra word nie, en hy verdwyn eintlik uit die gemeenskap uit. Die Nasionale Departement van Gesondheid en Kenners het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om op 'n meer geskikte ouderdom seksueel aktief te raak. Maar die onus berus op jou om van kondome gebruik te maak tydens seksuele omgang en sodoende jouself teen seksuele verwante siektes sowel as servikale kanker te beskerm. Net hierna hoor ons hoe die KAKNK 'n verskil gemaak het in 2 jong mense se lewens. Bly ingeskakel.
Welkom terug. Die 19de Absa Klein Karoo Nasionale Kunstefees het van dese week afgeskop en natuurlik bars die Karoo dorp Oudtshoorn weer uit sy nate. Elke oop ruimte word benut om die kunste na Suid-Afrikaners te bring, in watter vorm ook al. Maar daar is diegene wat wil weet hoe die plaaslike gemeenskap en veral jong kunsttalent by die opbrengste van die fees baat. Wel, die afgelope paar jaar het heelwat jong opkomende kunstenaars deur beurse gebaat en is hul lewens so deur die KAK&K verryk. Spesialistregisseur Keith Suyster en kameraman Gerrit Botes was in die Karoo en hier is hul verslag. Die Klein Karoo Kunstefees of KAK&K is alom bekend vir die bevordering van kunstenaars en die kunste in Afrikaans. Maar daar word ook mildelik in die plaaslike gemeenskappe en die bevordering van talent in die gemeenskappe ingeploeg. Oor die afgelope jare het heelwat jong opkomende kunstenaars deur beurse van die KAK&K gebaat. Bradley Zili, 'n danser van George, kon sy dansloopbaan voortsit nadat hy deur 'n beurs van die KAK&K gebaat het. How did it start for you, Bradley? I started dancing at the age of 7 when my grade 2 teacher actually came into class and she just took me to ballet and told me to dance. I decided to take it further and that's when I came to George High where I was fortunate enough that we have an arts focused school and I was fortunate enough to dance as a grade 12 subject. So I took it from grade 10 to grade 12 as a subject. And then I also got into private ballet. You've done quite well. How did KAK&K, Klein Karoo Kunstefees, come in? I started working with KAK&K in my grade 12 year when I auditioned for the Absa KAK&K Remgro bursary. And my dance teacher, Verena Marks, who actually helped me apply for it, and I went through to the KAK&K to Oudtshoorn on the day of the auditions and got there and just did my audition and then a few weeks later found out that I've just won a 50,000 rand bursary, so which is quite nice because at that time I was very in a panic because I didn't know what's going to happen after school. Suleiman Himan van Duiselsdorp kon ook sy loopbaan as pianis voortsit nadat hy in 2010 ook 'n beurs van die KAK&K gekry het. Hy studeer nou by die Universiteit van Stellenbosch. Die liefde vir die musiek was gekweek toe ek by my eerste onderwyser elke keer na my les toe ons na musiek geluister het, veral van Chopin se musiek op serie en toe het ek besef dat ek hou baie van hierdie tipe musiek en dis waar die liefde vir klavier toe begin het. Wel, ek het baie van die stukke waarvan ek, die musiekwerke waarvan ek baie gehou het ek veral hierso in hierdie kamer klavierboeke gevat sonder dat die onderwyser weet en huis toe geneem. En dan dit gaan aanleer, al kon ek dit nog nie, al was dit nog op my vlak nie, wou ek dit speel want dit was my baie mooi so. Ek het gedoen op 'n manier wat ek wou doen. En dit het die liefde vir dit wat ek wil doen bietjie aangemoedig, dink ek. Jy het die breek gekry met die KAK&K. Vertel my van wat het gebeur, hoe jy daai beurs in die hande gekry, hoe dit gebeur dat jy die geld gekry? Dit was in my matriekjaar gewees, maar ek het by 'n vriend gehoor van die artikel wat in die koerant gewys was. So toe het ek aansoek gedoen en vir lank 6 maande het ek geoefen aan 'n sekere stuk wat ek hier wou speel. Toe het ek dit gespeel en toe is daar aangekondig dat ek met iemand anders die wenners was van. So dit was nie regtig so groot ding nie, dit was. Maar dit het baie beteken, die geld in my eerste jaar op universiteit. Ek is nou in 3de jaar op universiteit. Ek spesialiseer in uitvoering op klavier. En ek het nog 'n jaar om te gaan op universiteit. So daar's nog tyd oor vir my. Brett Piper van die KAK&K verduidelik hoekom dit so belangrik is vir hulle om by gemeenskappe betrokke te raak. Ons het die voorreg gehad om aan die een kant platforms te bied vir van ons land se gevestigde kunstenaars, maar aan die ander kant die wonderlike uitdaging eintlik om die betekenis van die kunste in 'n landelike gemeenskap ook deur te dink. En dit is vir ons duidelik dat daar groot werk vir ons lê tussen kunstefeeste
om ontleikende talent in die landelike gebiede wat nie elders in blootstelling sou gehad het aan teater, opera, musiek in wat tradisioneel in die groot stede aangebied was. So deesdae is ons sogenaamde kontrykunsprogram 'n wonderlike geleentheid vir ons om die energie en die vennootskappe wat ons rondom die kunstefees oor die jare opgebou het, ook hier in ons plaaslike gemeenskappe te kan terugploeg. En so kan baie meer talent soos Bradley en Suleiman in die toekoms deur die KAK&K ontgin word. Ja nee, Suid-Afrikaners kan woeker met hulle talent. Dis van vanaand se fokus. Kykers se kommentaar en voorstel is altyd welkom. Skryf net die woord fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook en moedig ander om ons te volg op Twitter by FokusZA. Geniet die res van die Paasnaweek en die skoolvakansie en bestuur asseblief versigtig. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Totsiens dan tot volgende Sondag aand.